Ons lees die oordenking vir 20 November uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif by vandag se gedeelte is liggewers en ons teksvers uit die boodskapvertaling van Lukas 11 vers 36, dit lees soos volg: Maar aan die ander kant, as jou hele lewe vol lig is al die donker uit jou lewe verdryf. Dan loop jy nie meer in die een sonde na die ander vas nie. Nee, dan weerkaats al jou woorde en dade God se helder lig. Op 21 Maart 1630 spreek die Puriteinse prokureur John Winthrop 'n groep koloniste voor hulle vertrek na Noord-Amerika by die Holy Rood Kerk in Southampton, Engeland toe. Die groep sou 'n kolonie gaan vestig waar die Amerikaanse stad Boston vandag is. Winthrop het in sy toespraak sy mede-Puriteine aangemoedig om 'n nedersetting te vestig wat soos 'n skitterende stad op 'n heuwel sou wees. Sedertdien is sy woorde deur verskeie Amerikaanse presidente aangehaal om te bevestig dat die VSA steeds 'n spreekwoordelike skitterende stad op 'n heuwel is, vir die res van die wêreld om te aanskou. In Matteus 5 vers 14 en 16 gebruik Jesus dieselfde beeld wanneer hy vir sy volgelinge hulle rol in die wêreld uitstippel. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. In die donker is 'n stad bo op 'n berg onsigbaar. Maar wanneer die duisende liggies brand, sien 'n mens die stad van ver af. Mense kyk bewonderend op, nie na die liggies nie, maar na die stad vol belofte. Ons is liggewers. Deur dit wat ons doen, sien mense Christus raak. En dan verheerlik hulle hom. Dit is ons enigste taak. Almagtige Vader, ek wil 'n skynende lig op 'n donker berg wees. Vir U. Amen. Dankie vir U saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.